reg oor die wêreld. Ek het gesien dat die goeders wat ek gesien het ek en beleef het wat God in die kerk doen, het ek gesien, bring 'n nuwe vuur in die passie, en jy weet, om God se koninkryk verder te kan vat. Die vraag is nie, of het goed gaan met die kerk nie. God is aan die beweeg en die kerk is sy voertuig. Dit gaan goed met die kerk gaan vooruit. Maar as een ding, die vraag is meer, is ek en jy op die bus? Is ek en jy deel van dit wat God besig is om te doen, of is ons vasgevang in die klein goedjies wat die vyand vir ons wil vasgevang inhou om te fokus op dit wat tydelik is, dit wat hier is? Of is ons op die bus en besig om dit te doen wat God besig is om te doen? Nou, net so ietsie, ek gaan nou so 'n paar, ek kan die volgende slide opsit asseblief, Amelia. So ek gaan nou sê, hier is nou nuus hooftrekke, wat ek gaan deel, wat God in die kerk besig is om te doen. En die eerste en ek kan maar aangaan is wat in Amerika gebeur. Die ouens wat gemeente in Amerika en Florida verteenwoordig het, daar het gesê, een van die slegte dinge is, daar's ongelooflike goddeloosheid in die land. Maar hulle sê, dit is asof die kerk opstaan soos 'n slapende reus. En een van die goed het hulle genoem het, hulle sê, ons klein groepe groei. Toe kom ek agter, dis nie Janie wat groepies maak nie. Hulle maak oral groepe. Hulle sê, hulle klein groepe is besig om te groei. In Nederland het die ouens wat daar terugvoer gegee het gesê, humanisme is aan die orde van die dag. Dit gaan net oor jou en niks en iemand anders nie, God is nie 'n konsep nie, maar hulle sê die goeie nuus is dat die evangelie is weer vars nuus. So wanneer hulle die evangelie begin deel, dan is dit nie, ja, ek het al daai gehoor, ek sal nie eintlik in dit belang nie. Dit is weer nuwe nuus vir die volgende generasies, omdat die evangelie so lank nie gedeel was in Europa nie. En ek gesels met een van my vriendinne wat in die gemeente in Marseille in Frankryk is, en ek het al 2 keer daar besoek, en ek weet, dit is ongelooflike harde werk, om net harde werk om God se koninkryk te bring en te vestig in Europa. Dit is harde wêreld. Maar al die voorreg gehad om 'n Joodse man te sien tot wedergeboorte kom oor Paasnaweek. En vir die eerste keer sê hierdie man wat Hebreëus ken en verstaan, wat die Joodse geskiedenis ken, vir die eerste keer sê, nou verstaan ek die Bybel. Nou verstaan ek hoe sekere van hierdie goeders bymekaar kom. En om te gesien het hoe groot feesviering daar was, net tot daar die een persoon wat vars weergebore geword het. Die Every Nation gemeente in die hele UK of Brittanje en in Europa het 'n droom om teen 2014 in 49 lande en in stede wat kampusse raak, kerke te plant. En hulle sê ons is op nommer 19 van 49. En die span wat bietjie gaan uitkyk oor hoe dit lyk om te plant in Italië vertrek vandag. Soos ek hier staan, vertrek hulle vandag om te gaan kyk, hoe kan ons 'n kerk gaan plant in Italië, onlangs 'n kerk in Kroatië geplant, Portugal, Spanje is op die drempel. En om te sien hoe God dit doen. En dit is te midde daarvan dat hierdie, ek wil leier, regional leaders, soos hulle sê, en pastoor, op letterlik maande, dokters het hom nou maande gegee, want hy ly aan erge kanker. En te midde van dit, staan hy op en hy sê, ouens, ons is by land nommer 19 van 49, kom ons vertrou die Here vir die volgende plantings. Dis wat God besig is om te doen. In Skotland, ek was nog nie self daar 'n diens bygewoon in die spesifieke gemeente nie, maar ek het die gebouetjie gesien. Hulle is in 'n gebouetjie, het eintlik 'n plek gekry, en toe ek nou met hulle gesels by die konferensie, sê hulle van Louise, ons is te veel. Ons vertrou die Here nou vir 'n nuwe plek, as jy saam met ons kan bid. En in Jubilee is hulle besig, hulle het genoeg geld uiteindelik om fondasies te kan lê vir hulle nuwe gebou, en God het 'n vars vuur binnekant daai gemeente ingebring. By Pathways, waar ek woord gebring het hulle onlangs, hulle praat van eintlik 'n stryd verloor in die gemeenskap. Hulle het geveg daarteen, maar op die ouene verloor, en die stadsraad het besluit, hulle bou 5000 nuwe huise. In daai klein, dit is 'n klein village, soos hulle dit noem. En daar's 5000 nuwe huise. Maar Pathways Kerk is saam met die enigste
Anglikaanse kerk wat daar in die omgewing is, die enigste gemeente wat daai mense kan bedien. So jy kan dink as 0,1% van daai 5000 nuwe huise, se mense kan deel raak en bedien kan word met evangelie. Dit is die ongelooflike geleentheid wat die Pathways gemeente het. Ek is amper klaar, nog so 2. In Sri Lanka het ek uiteindelik die voorreg gehad om vir Sanna te ontmoet. Hy is 70 jaar oud en hy is besig om die kerk oor te gee vir jonge leierskap. En toe ek dink, hy gaan nou vir hom 'n plekkie soek al langs die strand om die laaste dae van sy lewe te spandeer, toe sê hy vir my, daar's nie manier nie, hy is eintlik op pad na 'n ander streek in Sri Lanka, want hy gaan nog 'n kerk plant. En ek kyk na hom en ek besef vir myself, Here, wat is hy besig om te doen reg oor die wêreld vir u kerk? En dan die tweede laaste een, sy het haar kinders beloof dat sy sal teruggaan Oekraïne toe op een voorwaarde, en dit is dat elke keer wanneer die sirenes afgaan, sy in die bunkers sal ingaan. En dit is wat Michelle Potgieter vir haar kinders beloof het, wat almal nou buitekant Oekraïne bly. Van haar kinders sê, mamma, moet jy teruggaan? En sy het vir hulle gesê, ek moet teruggaan. Ek moet vir Jesus, ek kan vir Jesus net ja sê. En totdat hy anders sê, gaan ek terug aan Oekraïne toe. En sy gaan terug en ek vra vir haar, jy weet, hoe lyk dit? Is dit gevaarlik op die oomblik in Rennie waar hulle is? Sy sê, Louise, die sirenes gaan tot 6 keer 'n dag af. Dan moet jy in die bunkers ingaan, dan moet jy daar bly tot dit skoon is. So jy kan nou net besig wees om wasgoed op te hang, of 'n pot op die stoof te hê, en dan moet jy ingaan en moet daar bly onbeperk. En sy sê, dit kan tot 6 keer 'n dag wees. Sy sê, maar ek moet teruggaan, want my leiers is besig met Love Rennie, waar hulle die stad vier, en ook, hulle is besig om 'n aand te reël wat hulle noem Night to Shine vir gestremde mense in die omgewing om hulle te vier. So te midde van oorloggetuisterde goeters, dink hulle aan hoe kan hulle stad seën? Hoe kan hulle die stad vooruit laat gaan? En ek wil graag 2 goed lees wat sy gesê het, wat my baie diep geraak het. Ek dink is op die volgende een, Amelia. Sy sê, I don't want to hear Jesus saying to me, oh, you of little faith. Sy sê, I want him to say, well done, good and faithful servant. En sy gaan verder en sy sê, choose to praise God in the midst of darkness, and then go and shine. Shine in that darkness. En hier is 'n vrou wat 'n paar jaar gelede haar man ook aan COVID afgestaan het, en steeds passievol is om te gaan sien wat God in en deur haar wil doen, en die kerk wil doen. Daai kerk in Rennie het letterlik 'n lig en 'n baken van hoop geword vir 'n baie grys omgewing. En ek luister na die stories en ek besef, God is besig om te beweeg. Sy kerk is nie stil nie. As ons hierdie goed kon sien, dan sal dit 'n ander impak op ons hê. Maar weet jy wat die beste? Ek kom huis toe. En ek luister na die laaste 2 Sondagse preke. En ek hoor dat God presies dieselfde ding hier sê. Toe Jan in sy boodskap sê, gaan en verf rooi. Verf die wêreld rooi. Verf jou huis rooi. Die Waterbergstreek rooi met die liefde en met die bloed van Jesus Christus. En die Here praat my in 'n oomblik en hy sê vir my, Louise, ek is besig om of jy aan die suidepunt van Afrika sit en dink jy sit vasgeval in 'n slaggat. En of jy in een van die hoog vooruitstrewendste lande in die wêreld is. Ek werk oral dieselfde. En ek doen oralste dieselfde. My koninkryk is besig om uit te brei. Die kerk globaal is besig om die wêreld rooi te verf. Party gebruik van daai groot rollers en ander gebruik klein verfkwassies. Maar elke ou is besig om te dip en daai in die wêreld rooi te verf. Nou ek het gewonder toe ek hierdie goed so deur dit gaan en deur dit luister, toe dink ek by myself, hoe sal dit lyk as ons hierdie wat ek nou net gedeel het, as ons dit op vanoggend se nuus kon lees, as ons die koerante kon oopmaak en ons kon hierdie berigte gelees het. Kerk nommer 1920 op pad. Grond vertrou voor vir nuwe kerk. 5000 nuwe huise, kerk volmoed. Ek wou ons as hierdie goed kon sien, hoe sou ons anderster wakker geword het in die oggende? Hoe sou ons nie met 'n ander uitkyk na die lewe gekyk het nie? Sou ons nie met 'n nuwe honger opgestaan het vir God se woord en vir sy teenwoordigheid nie? Sou ons nie anders gebid het nie? Sou ons nie minder gekla het? Of miskien anders gepraat het oor die ou wat saam met ons werk of saam met ons bly nie? Dis die vraag wat ek myself vra.
En ek wil vir julle sê, ek deel vanoggend 'n ding wat God in my kom deel het. Dis nie dat ek vanoggend wil kom preek iets wat nie in my hart stuur nie. Hierdie goed stuur in my hart, want ek vra myself die vraag af, Here, wat as ons hierdie goed kon lees in die nuusberigte elke dag? Hoe sou dit ons verander het en hoe ons kyk na die lewe? Miskien sou dit ons meer gedetermineerd geraak het om ons troos-sondetjies een kant te sit en om ons vrese en die leuns waarmee die vyand ons so verlam na die voete van Jesus te bring en te sê, Here, maak my vry. My hande moet los wees sodat ek kan verf. Ek dink dit sou dit is ons prioriteite so klein bietjie rondgeskuif het as ons hierdie goed kon lees elke oggend op die nuus. Wat ek in hierdie kort tyd ervaar het, is ook dat dit nie maklik is vir die kerk nie. En dit wil ek ook bysê. Die kerk, die mense in die kerkhoofletter, gaan ook deur moeilike tye. Word ook teleurgestel, voel ook van tyd tot tyd, God antwoord nie hulle gebede nie, of antwoord dit stadig. Ek het gevind dat mense ook, met wie ek te doen gehad het, ook hulle self elke dag moet herinner oor wie hulle is in Christus. Ek het gesien dat mense elke dag moet besluit om hulle kruis op te neem, en om te deel met slaggate. Hulle sal nie vir my glo nie, ek sê 'n paar lelike slaggate in Engeland. Dis nie net hier wat slaggate is nie. Dis nie net hier aan die suidpunt van Afrika, wat ons met sekere goeders stoei nie. Dit is reg oor die wêreld so. Maar wat ek gesien het, is die kerk groei, en die kerk wen, en die kerk gaan vooruit. En wat ek gesien het, is presies dieselfde ding, wat Jesus gesê het, toe hy vir sy disippels gesê het, ek gee julle toestemming, en ek gee julle al my autoriteit, ek gee julle my gesag, ek gee julle my krag, maar ek wil iets van julle vra. En ek gaan hierdie skrif lees, in Matteus 28 lees ek uit die boodskap. Ek wil hê julle moet iets vir my doen. En ek wil dit lees, asof Jesus dit vanoggend nie net vir sy disippels vra nie, maar vir ons as 'n Koinonia gemeente. Koinonia, ek wil julle met iets vir my doen. Die wêreld is nou julle sendingveld. Gaan oral na almal toe en daag hulle uit om my sonder enige voorwaardes of verskonings te volg. As hulle bereid is om my met hulle hele lewe te volg, moet julle hulle doop op gesag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So sal julle hulle inlyf om deel van God se familie te wees. Maar dan is julle nog nie klaar nie. Leer hulle en lei hulle dan in alles wat ek vir julle geleer het. Vertel hulle hoe belangrik dit is om my gehoorsaam te wees en te doen wat ek vra. En wees verseker, ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Elke dag, tot met die wederkoms, sal ek by julle wees. Dit gee mens mos sommer 'n nuwe moed, om te kan weet, God staan nie daar bo in die hemel en sê, luister, jy is besig om te verf. Wat gaan met jou aan? Waar is jou kanne? Waar is jou kwaste? Nee, Jesus staan deur sy Heilige Gees langs ons. En hy bekragtig ons, en hy's by ons, en hy moedig ons aan. En hy sit daar die verf in ons hande. En hy gee vir ons kwaste. En hy sê, al wat ek wil hê jy moet doen, is ek wil hê jy moet die goeie nuus van wie ek is, versprei. Wat ek raak gesien en geobserveer het, aan daai kant, is dat die absolute grootsheid van God en sy brandende liefde vir elkeen van ons, soos vuurmaakhout is, wat die passie aanvuur om verder te gaan en langer te werk, totdat elke persoon die voorreg het om weergebore te word en in 'n intieme verhouding met God te wees, totdat Jesus kom. Daai wie God is, en sy verterende liefde vir ons, mag dit die vuurmaakhout wees, wat ons passie sal aandryf, ook hierso waar ons is. Ek het gesien dat die kerk gewillig is om God te gehoorsaam, en om die wêreld rooi te verf in sy bloed en sy liefde. Al doen ons dit in verskillende kulture, met verskillende metodes, en verskillende maniere. Jy weet, hierso by ons sal ons mense nooi vir 'n braai, en in 'n ander land nooi hulle met stokkies te eet, en in 'n ander land nooi hulle om koekies en tee te kom drink. Dit maak nie saak hoe ons dit doen nie, maar om te kan sê, Here, ons gebruik daardie metode of daardie geleentheid om uit te reik na elke persoon in ons land. Ek
Ek gaan nog so 2 skrifte lees voor ek hierdie na 'n einde gaan bring, maar net voor dit wil ek hê ons moet na 'n video klip kyk. Ek gaan net 2 minute wys en die rede hoekom ek hierdie wys is, dit gaan oor 'n vrou, 'n persoon, wat letterlik in die gewone gang van die lewe, het sy haar verfkwas opgetel en geverf. Al wat sy doen is, sy help kinders na skool met huiswerk. Maar in die proses het sy elke keer voor hulle begin en bid sy vir hulle. En dan tel sy daai verfkwas op en sy's gaaf met hulle. Dis al wat sy gedoen het. Sy het nie opgestaan en gesê, Here, moet ek vandag na deur tot deur gaan en traktaatjies uitdeel, of Here, moet ek ergens iewerster 'n mikrofoon in die hand hê. Sy het niks van daai nie, sy het net kinders gehelp met huiswerk. Maar in die proses het hierdie kinders se ma, wat 'n Hindoe was, haar hart en lewe vir die Here gegee. En ek wil hê ons moet net 2 minute uittreksel uit hierdie greep kyk. I met my ex-husband. He was Hindu, but when I met him, I thought I found love of my life. He had family, he had brothers and sisters, and to me, that's what I was missing in the country. So I started going to their home. I became Hindu by then because I loved him so much. I started worshipping, you name an elephant's face, there is a name for that god. There is so many gods I worshipped in their temples. It took 10 years wait of prayer and fasting before I got married to this guy. In that marriage, I had 3 kids. After my firstborn, I just knew that there is something else going on. I knew I needed to leave him. But where do I go? I was alone in the country. I had no money. I didn't know how to escape. I used to take my anger out on my children a lot. So I decided to enroll my 3 kids with the tutor, an Irish lady. I used to take my children on Saturday mornings to her house for the homework. They used to come out really happy. So one day I said, how come when I do the homework with them, they're crying their eyes out, and with you, they're just laughing or smiling? She said, I pray before I start. I said, what God do you serve then? I said, I need a God who does miracles. She goes, oh, if you just say, Jesus, I trust in you for 40 days, you will see the miracle. Because I believed in God, because I was looking for help, I just took that home and I started saying, Jesus, I trust in you. But I didn't know what was going on, but I just started saying, Jesus, I trust in you. Within 28 days, I had an encounter with God. I was woken up early morning and I was advised to do certain things in a certain way, like there is this money in the cupboard, if you go there, go there. And I was guided, and miracle happened, and I was able to leave. And I know Jesus was holding my hand to bring me out from that dark place where I was. Sommige net 'n kort getuienis, maar om ons te herinner, al wat ons moet doen wanneer ons alarms afgaan môreoggend, is om net die Vaderhart van God en die koninkryk te bring in ons huise, in ons families, in ons besighede, in ons skole, op die plaas, in die werkswinkels, in die laboratoriums, in die dokterspraktyke, in die parlement, op die sportvelde, en daar in die kleedkamers, in die recording studios, en op die canvases wat ons verf, en op die verhoë waarop ons optree. Om waar ons ook al ons voete vind, te kan sê, Here, hoe kan ek vandag vir die mense rondom my u hart wys? Dis al wat ons het om te doen. En ek wil jou vra, wil jy saam met my vandag opstaan vir hierdie missie waarvoor God ons geroep het, en aangaan met dit wat Jesus begin het op aarde? Is jy bereid om saam met my die Heilige Gees te vertrou, om vir ons strategie te gee en hoe ons dit moet doen? Ek wil iets baie duidelik maak net ook op hierdie punt. Ek voel nie altyd of ek die Here se eerste keuse is om sy koninkryk te bring nie. As ons praat van koninkryksorde, ek sukkel partykeer om orde in my kombuis te bring en my kar skoon te hou. So partykeer voel dit vir my, ek is God se laaste keuse, as dit kom by om gebruik te word. So ek voel nie altyd, en ek glo baie van ons voel ook, soos voel nie altyd, soos God se eerste keuse, om daar waar jy is, God se koninkryk te bring nie. Maar as een ding wat ek vandag wil sê, ek is gewillig. Ek is gewillig om deur God gebruik te word.
En as jy gewillig is vanoggend, dan is jy op 'n goeie plek om te sê, Here, ek wil hê dat U my sal gebruik. Partykeer wanneer ons onseker is, of jy weet, as jy vandag hier sit en jy voel, Louise, ek hoor dit jy sê, maar dit voel asof ek buitekant die prentjie staan, dan het baie keer te doen met jou geloof. Hoeveel jy glo van God. Want ek wil 'n stelling daar op die bord sit wat sê, wat ons van God glo, sal bepaal hoe ons teenoor hom optree en hoe ons teenoor hom reageer. Jy weet, as ek, vir die wat my 'n bietjie ken, as ek vir jou sê, ek kry jou middernag vandag in die middestad van Pretoria en ek gaan vir jou 5 miljoen rand gee, wie sal my glo? Nommer 1, ek gaan slaap vroeg. Nommer 2, as ek daai tipe geld het, sal daar tekens wees. Ek sal baie meer kaas in my yskas hê as wat ek nou het. Ek het nie daai tipe geld nie en ek gaan slaap vroeg. So as jy my bietjie ken, sal jy maar jou oë so bietjie trek en sê, ja, ek weet hom nou nie. Middestad van Pretoria, vandag, 5 miljoen, ja, ek weet nie. Weet, ons doen baie keer dit met God, omdat ons onseker is oor wie hy is. As ons, Here, ek hoor ek moet my verfkwas optel, maar ek weet hom nie. En baie keer is dit asof ons terugdeins, want ons is onseker oor wie hy is. En dan wil ek net hierdie laaste 2 skrifte lees, om ons te herinner aan iets wat God vir ons vandag wil sê, en dis in Romeine 8 vers 38 en 39, en dit sê, daarom is ek heeltemal seker dat niks wat met ons gebeur het, ons ooit van God se liefde kan skei nie. Nie eers die dood of enigiets in hierdie lewe nie. Ook nie slegte engele of ander bonatuurlike magte nie. Ook nie iets wat dalk vandag of môre met ons kan gebeur nie. Ook nie enige buitengewone kragte nie. Selfs in die hoogste berg of die diepste see hier op aarde nie. Letterlik niks in hierdie skepping kan ons ooit van God se liefde skei nie. Hy het vir ons kom wys hoe lief hy vir ons is, toe hy ons Here Christus Jesus in ons plek dood gegaan het. God se liefde vir ons staan vas, en as ons dit kan weet, dat ons weet, hy is vir ons lief met al ons nonsens en al ons twak, dan beteken dit, ons kan ook sê, Here, ek is gewillig. Daar's baie goed wat ek nie verstaan nie, ek ken nie die toekoms nie, maar as een wat ek weet, iets vir my lief. En daarom kan ek gewillig wees. En dan wat Romeine 8, vers 1 Korintiërs 15 sê, vers 58 sê, my liewe broers en susters, dit gee ek julle alle rede om julle nie 'n duim te laat wegbeweeg van dit waarin julle glo nie. Staan vas. As daar iets is wat julle vir die Here kan doen, doen dit en nog meer. Maak nie saak wanneer en waar nie. Julle twyfel mos nie een oomblik daaraan dat julle vir die Here, wat julle vir die Here doen, die moeite werd is nie. As ons vandag weet, dat ons weet, hy is lief vir ons, en dat ons weet, dat wanneer ons kwaste oplig, niks van dit te vergeef sal wees nie, dan gee dit ons die vrymoedigheid, om te kan sê, Here, ek is gewillig, om te kom, en saam hande te vat, met die kerk globaal, en die wêreld rooi te verf, met die goeie nuus, van Jesus Christus. So ek wil vra dat jy saam my gaan staan, ek wil graag bid vir ons, Ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik, daar waar jy staan, wil ek hê, moet jy net hierdie doen. Ek wil hê jy moet dink, watter area brand in jou hart? As jy dink aan die area van, kom ons sê, in die regering en politiek, is 'n area wat jy brand om te sien dat God dit rooi verf. As die area van die opvoeding en skole en curriculums, en dit wat jy sien in die skole gebeur, as dit in jou hart brand, en jy wil sien dat dit rooi geverf word, dan dink jy daaraan. As jy voel, besigheid lê op my hart, of wat gebeur in die wetenskap, of wat gebeur in landbou, brand in my hart. As die Here vir jou familie op jou hart druk, of die kerk op jou hart druk, wat ook al een van daardie areas is, waarin jy jouself in bevind, wil jy net vir 'n oomblik, daar waar jy staan, miskien het jy te doen gehad met 'n nuusberig wat jy gelees het rondom dit, of miskien is daar iets wat iemand by die werk gesê het, of daar's miskien 'n persoon oor wie jy bekommerd is, jy is onseker of daardie persoon die Here ken, wil jy nie net, daar waar jy staan, stil voor die Here, daai situasie bring, en sê, Here, bemagtig my, help my, om in hierdie area, rooi verf in te bring, net daar waar jy staan, om 'n gebed te doen voor die Here.
Ja, Vader, en dan wil ons vanoggend kom bid vir ons land, vir die verkiesing wat voor lê. Here, dit wat agter geslote deure gebeur, Here, kom nie altyd ooreen met dit wat ons oor die nuus hoor nie. Here, maar U sien en U ken alles. En daarom wil ons vandag kom bid, Here, eerstens om te kan sê, vergewe ons vir kere wat ons eerder blameer het, as wat ons land voor U gebring het. U herinner my aan Moses, Here, toe die Israeliete so droog gemaak het, en hy voor U kom en sê, Here, en hy kom en hy blameer nie vir Israel nie, hy kom en hy bid vir hulle, en hy sê, Here, as U nie deurkom vir ons nie, dan gaan die Egiptenare na ons kyk, en hulle gaan dink, ons het maar 'n treurige God. Here, so wil ons as Moses kom, en ons wil kom intree vir ons land vandag. Ons wil nie blameer nie. Here, ons wil vra dat U ons sal bemagtig, om op ons, of ons klein verfkwassies het, en of ons groot rollers het, Here, is ongeag dit, maar dat U ons sal bemagtig, om U rooi verf van U koninkryk en U liefde in te bring in daai areas. Here, in sekere areas mag dit beteken dat ons net kan bid. In ander areas mag dit wees dat ons met ander mense kan praat. Miskien kan ons 'n punt lig in 'n vergadering. Wat ook al daardie area is, Here, sal bid dat U ons sal bemagtig, sodat ons met vreugde vooruit kan kyk oor dit wat U gaan doen in ons land, Here. Ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie dat U elkeen van ons wat vandag hier staan en sê, Here, ek is gewillig, sal gebruik in hierdie tyd wat kom, Here. En ons eer U vandag daarvoor in Jesus se naam. Amen.